gaan lees van vers 22 af. En dan gaan ons ook kyk na Sondag 29 van die katekismus. Kom ons lees eers Johannes 6 van vers 22 af. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skeid was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die skeid gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar 'n ander skeid het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skeid geklim en na Kapernaum gegaan, om Jesus te soek. En toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Dis nou na die vermeerdering van die brode, in die begin van die hoofstuk. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek op in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete. Hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van die Vader kom, hy het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe.
en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Ons lees daai deel en dan fokus ons op wat ons leer uit die skrif in Sondag 29 oor die nagmaal. Vraag en antwoord 78. Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander of die afwassing van die sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie, ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem. En dan, waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed, of die Nuwe Testament in sy bloed, en waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus? Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat, soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as dit ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Dis dan waarop ons nou fokus. So laasweek Sondag 28 begin nou met die nagmaal en die katekisme staan dan vir 3 Sondae stil by die nagmaal. En daar's dit duidelik, die nagmaal wat ons Here Jesus ingestel het, is 'n teken en 'n seël van ons verlossing in hom. Jesus het die nagmaal ingestel, dat ons dit vier tot sy gedagtenis, dat ons aan hom dink, en om sy dood te verkondig, soos Paulus dan sê in 1 Korintiërs 11. Maar, om die nagmaal regtig tot eer van die Here te vier, reg te vier, moet ons verstaan, waaroor moet ons dink? As hy sê, doen dit tot my gedagtenis, wat moet ons dink as ons daai opdrag hoor, doen dit tot my gedagtenis? Ons kan nie met dwaling na die tafel van die Here toe kom nie. Ons moet verstaan wat Jesus presies vir ons wys en verseël in die nagmaal. En in die kerkgeskiedenis draai dit om die vraag, nie net in die kerkgeskiedenis, uit die skrif, draai dit om die vraag, hoe is Jesus by ons in die nagmaal? Hoe voed hy ons as hy sê, dit is my liggaam, dit is my bloed? En daar's 2 uiterstes of 2 kante gevare as dit kom by hoe ons hierdie vraag antwoord. En dit is of ons maak te veel van die teken en sê dit die teken is Jesus. So die brood is my verlossing, of ons maak te min van die versekering en dan sê ons dink maar net aan Jesus. Ons niks meer as net herinnering nie. So die Romeinse Kerk, Sondag 29 en 30, fokus nogal veral op 'n antwoord op die Romeinse Kerk se leer oor die nagmaal. En dit is belangrik om te verstaan, want hierdie gaan oor Christus se werk. Dit is nie maar net 'n ritueel wat ons nou maar vinnig doen nie. Hierdie gaan oor Christus se werk
Ons kan nie met dwaling na die tafel van die Here toe kom nie. So die Romeinse kerk leer dat die vorm en die smaak en die reuk brood en wyn is en bly, maar as die priester dit geseën het, word die brood en die wyn werklik Jesus se liggaam en bloed. Die gestalte daarvan is nog brood en wyn, die uiterlike vorm daarvan, die gestalte, maar die substans, wat dit regtig is, dit word verander in die liggaam en bloed van Jesus. So hierdie priester is hierdie bemiddelaar van magiese krag en deur hom word hierdie brood regtig Jesus se liggaam. Soos ons bely, is dit onmoontlik. Want Jesus is waarlik mens. Hy is op die oomblik as mens in die hemel en hy moet daar deur ons aanbid word. Hy is regtig mens. Hy is in sy mensheid is hy beperk in tyd en in ruimte. Hy kan nie op enige tyd of enige plek wees na sy mensheid nie. Hy is in die hemel. Na sy godheid natuurlik is hy alomteenwoordig, almagtig, maar hy het mensheid aangeneem. Jesus as persoon is waarlik mens. En sy mensheid het dan menslike eienskappe net op een plek, ook sy verheerlikte liggaam. Sy verheerlikte liggaam is nie net, dit is baie keer die idee dat Jesus se verheerlikte liggaam net gees is. Dis nie waar nie. Hy het steeds menslike eienskappe. Hy het voor die oë van sy disippels in die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van God en ons verwag hom met sy liggaam, met sy verheerlikte liggaam, wat ons kan sien en waar ons kan vat om weer te kom soos hy gegaan het. Verheerlik en hemels. En dit beteken nie teen natuur nie, of anti-liggaam nie. Soos hy sê na sy opstanding in Lukas 24, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self, voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Daai is baie belangrik. Jesus is met liggaam op die oomblik in die hemel. Net 'n kantnota, dit sê van ons ook, geestelik of hemels is nie anti-liggaamlik nie. Ons lewe met ons liggame is belangrik. Ons val baie keer in 'n gat waar ons dan dink ons verlossing het net te doen met ons siele. Verlossing is alles. Ons verlossing is nie teen ons liggaam nie. Dis die dwaling van waarom die kerk al vir 2000 jaar sit. Maar die gevolge van hierdie leer van die Romeinse kerk is dat sien net dat dit onmoontlik is nie, daar's slegte gevolge ook, en die gevolge is, Jesus word weer en weer geoffer. Elke keer as sy liggaam vir die bediening van die nagmaal gebreek word, en sy bloed vloei, word hy weer geoffer. So, hulle sê dus, Jesus se offer aan die kruis was nie genoeg nie. Dit moet weer en weer gebeur, soos die offers van die Ou Testament moet aangaan, uiteindelik nou net in Jesus wat weer en weer geoffer word. Hy moet herhaaldelik sterf, sodat ons weer daardie seën kan ontvang. So sy werk aan die kruis was nie voldoende nie. Ons moet uiteindelik dan iets bydra. Ons moet weer Jesus se liggaam breek. Ons moet sy bloed laat vloei. Nee, dis nie wat die skrif leer nie, is baie duidelik, hy is volkome redder. Die hele punt van die Ou Testament offers was om te wys na Jesus, na die volkome offer wat eendag gaan kom. Die offers was van die begin af ontwerp dat dit eendag sal stop by die volkome een. Hulle verag Jesus se volkome en volmaakte offer. Soos Hebreërs 9 vers 12 sê, ook nie die bloed van bokke of kalwers nie, maar met sy eie bloed het Jesus eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. 'n Ewige verlossing. Dit het ewige implikasies. Dis finaal, dis klaar vir altyd. Ook Hebreërs 9 vers 24 tot 26, want Christus het nie ingaan in 'n heiligdom wat met hande gemaak is nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ja, met sy liggaam.
ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed wat nie sy eie is nie, want nou moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeu verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Offer. In Hebreërs 10 vers 18, waar dan nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Is klaar. So die mis in die Romeinse kerk is 'n gruwelike afgoderry wat Jesus in sy werk ontken. In plaas daarvan dat ons die nagmaal vier tot Jesus se gedagtenis, het dit 'n fees tot oneer van Christus geword. Nou 'n teks wat die Romeinse kerk gebruik om hierdie siening te bewys is Johannes 6 wat ons gelees het. Daai laaste paar versies. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En hulle sê, Jesus verwys daar na die nagmaal. Maar dit is beslis, so Johannes 6 gaan nie oor die nagmaal, ons kan nou terug na Johannes 6 toe. Johannes 6 gaan nie in die eerste plek oor die nagmaal nie, Jesus het nog nie as die nagmaal nie ingestel nie. Hier's 'n waarheid wat ons hier raak sien, waarna Jesus toe terug verwys as hy die nagmaal instel. Maar Johannes 6 gaan nie oor die nagmaal nie. En dis beslis nie wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het, neem, eet, dit is my liggaam nie. Dat die brood werklik sy liggaam is nie. Maar antwoord sou dan nou wees, maar julle wyk af van wat daar staan, hier staan ons nou, wie my vlees eet, het die ewige lewe, my bloed drink. Julle self sê, gereformeerde skrifinterpretasie sê, ons moet die teks letterlik interpreteer. Nee, die skrif leer, ons moet die teks interpreteer soos wat die teks gegee word. Soos wat dit daar staan. Eenvoudig, soos wat die Here dit vir ons gee. Die skrif leer ons nie om alles letterlik te interpreteer nie. Dit is afgoderry en beeldediens om van iets verganklik Christus te maak. Brood en wyn. Jesus het met die instelling van die nagmaal daar by sy disippels gestaan en vir hulle hierdie gesê, neem, eet, dit is my liggaam. Vir enige regdenkende mens sou Jesus onmoontlik daar by sy apostels bedoel het, hier is my liggaam wat ek vir julle breek, vat 'n stukkie van my vleis. Jesus het dit geestelik of figuurlik bedoel. Ons sal ook nie sê die duif met al sy vere is die Heilige Gees nie. Of dat Jesus werklik 'n swaard het wat uit sy mond uitgaan nie. Of is Jesus regtig 'n deur? Of het God dan werklik oë en ore en hande soos ons, terwyl Jesus leer God is Gees? Nee, ons kan nie te veel maak van die teken nie. Dit is 'n teken. Dit is nie dit waarna die teken wys nie. Daar's 'n verskil tussen die teken en die betekende saak. Dit waarna die teken wys. Maar aan die ander kant moet ons ook versigtig wees om net te sê die nagmaal is 'n herinneringsmaal en niks meer nie. So die brood en die wyn laat ons terugdink aan Jesus en dit is dit. Dit is sigbare woordverkondiging en dit is, maar dit is nie net dit nie. As dit net 'n herinnering is aan Jesus se dood, kan ons maar net voortgaan met woordverkondiging mos. As dit mos nou net is sodat ons herinner word aan Jesus se dood, gaan dit preek net heeltyd dit. Dan hoef ons mos nou nie die sakramente hê nie. Maar die aard van die sakrament is nie net tekens nie. Die doop en die nagmaal is nie net 'n teken nie. Die versekering van Christus self word daardeur aan ons deur homself gegee. Dis 'n seël, versekering ook. Ons bely teen hierdie herinnering ding. Christus voed ons met sy liggaam en bloed
geestelik, dit is deur sy gees in die nagmaal werklik. Christus voed ons met sy liggaam en bloed deur sy gees in die nagmaal. Christus is deur sy gees teenwoordig, maar sy gees bind ons aan Jesus se liggaam en bloed om werklik gemeenskap met sy liggaam en bloed te hê as die ware voedsel en drank van die ewige lewe. Soos wat die doop, die bad van die wedergeboorte genoem word, so word die brood en die wyn ook die liggaam en die bloed van Jesus genoem. En daar's 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede hoekom Jesus so praat. Soos die katekismes sê, dis met gewigtige redes dat Jesus so praat. En dis nie iets vreemd in hoe ons praat nie. Iemand het die voorbeeld gebruik van, hy het nou gepraat van 'n cheque, maar ons kan ook praat van 'n as ek 'n R100 noot het. Hierdie is R100. Maar dis nie die verteenwoordiging daarvan. Dis nie, hierdie R100 is papier. Wat dit is net papier. Dit is nie R100 nie, dit verteenwoordig R100. Of dalk is 'n cheque makliker om te verstaan. Ek skryf op 'n cheque, is nou 'n bietjie oud, maar hierso R100 cheque. Dis net 'n stukkie papier, maar ek praat van hierso is R100 of wat ook al. So die manier van praat, soos wat Jesus ons leer om oor die nagmaal te praat, hierdie is Jesus se liggaam en sy bloed. Dis nie vreemd in hoe ons praat nie, maar ons val so maklik in hierdie dwaling in. Maar die Here leer ons om so te praat en so te dink vir 'n baie spesifieke rede. God wil ons van sy verlossing verseker met hierdie taal. Dit wys ons dat dit nie net 'n teken is nie. Dit is so omdat die brood en die wyn nie net 'n geestelike saak afbeeld nie, maar omdat God deur die teken iets aan sy kinders gee. 'n Paar sondae terug het ons begin met die sakramente, ons stil gestaan by die genademiddele. Woord en sakramente is die genademiddele. Hy gee regtig iets deur die sakramente vir die wat glo in Christus. Nou, alhoewel hierdie teks, Johannes 6 nou, nie spesifiek oor die nagmaal gaan nie, wys dit vir ons iets van hoe ons die brood en die wyn in die nagmaal moet verstaan. Jesus is die brood van die lewe. Hy sê, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. En die nagmaal is die teken daarvan. Dis die prentjie en die versekering van die waarheid van Johannes 6. Jesus is die enigste een wat lewe gee. En ons moet hom eet. Dit sê ons moet hom inneem. Ons moet hom aanneem in geloof. Johannes 6, of vers 48 tot 51, daar wys Jesus dat hy is nie net lewe omdat hy die bron van lewe is as God nie. Hy is juis lewe omdat hy 'n liggaam gekry het met bloed. Soos daai teks wat ek net nou gelees het, na sy opstanding, kom kyk, kom voel, sien, ek is regtig 'n mens met bloed en vleis. Hy het mens geword, vlees geword en daarom is hy lewe. Die lewe is aan ons openbaar, die woord het vlees geword, werklik lewe in homself, in sy liggaam, want dit was van die begin af die doel dat ons met hom gemeenskap moet hê in sy liggaam. Hy word regtig mens, sodat die mens lewe kan kry. Uit die krag van lewe in die vlees aan die mens uitgestort, omdat hy mens geword het. Daarom kan die mens wat in Christus is, waarlik lewe. Net daarom. Net omdat Jesus waarlik vleis en bloed het, kan elkeen wat aan hom glo, waarlik lewe. Daarom sê hy, sy vlees is waarlik spys en sy bloed is waarlik drank. Sy vlees is nou lewendmakend, nadat hy met sy liggaam werklik dood is aan daai kruis. En sy liggaam opgestaan het uit die dood.
Soos Johannes 5 vers 26 sê, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En dit sê dieselfde as vers 57 hier, soos die lewende Vader my gestuur het, het ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, deur my lewe. Deur gemeenskap te hê aan Jesus wat ware God en ware mens is, met liggaam en siel, het ek die lewe wat hy het. Omdat hy beide God en mens is, word die mensheid gevul met ware lewe, sodat hy nou lewe in sy liggaam gee aan mense met liggame. Gemeenskap met die vlees en bloed van Christus is dus nodig vir elkeen wat wil lewe. Ons is aan hom verbind. Nie net in sy gees nie, maar in Jesus as persoon, en ware God en ware mens, in sy liggaam ook. As jy nie aan hom verbind is nie, as jy nie aan die Christus, ware mens, ware God, aan hom is nie, in gemeenskap met hom ingelyf is nie, het ek nie lewe nie. Dis liggaamlik en geestelik. Vers 53, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Julle het nie lewe nie, want die Seun van die mens het lewe aan die mensheid gegee, toe dit aangeneem het. As jy nie hom het nie, dan het jy nie lewe nie. En dit is wat daai eet beteken in Johannes 6. Ons moet Jesus eet en drink. Ons moet aan hom verbind wees en gemeenskap met hom hê. Ons moet in hom ingelyf wees om lewe te kan kry. Ek moet hom eet dat hy deel van my word. Elkeen wat my eet, bly in my en ek in hom. Soos wat as ek brood eet, dan word dit deel van my. Ek is nou in my. Word een met my en ek is een met dit. Is hierdie rarige noue, intieme verbintenis tussen ons en hom, as ons hom eet. Vers 56, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Maar hoe doen mens dit nou? Hoe kry mens hierdie inlywing en dan belewing van die inlywing, gemeenskap, intieme persoonlike verhouding met Christus? Hoe eet ons vir Jesus? Wel nie letterlik nie. Deur die geloof. Vers 35 wys dit mooi. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So glo maak te kom na Jesus toe en glo, dit maak dat ek nie weer honger word en dors word. So ek het per implikasie deur geloof geëet, om ingeneem en aangeneem regte gemeenskap met hom nou geniet. Maar hierdie eet is ook verder as reddende geloof, daai aanvanklike reddende geloof. Geloof is om Jesus en al sy weldade te omhels, en dit is ook eet, maar eet gaan verder. Dis die belewing van verhouding met Christus. Daai versie sê, ons gaan gevoed word as ons glo, maar dit sê nie dat glo en eet presies dieselfde is nie. Jy moet glo om te kan eet, maar eet gaan verder. Dit is, om te eet, is om in geloof Jesus te geniet, sodat ons in verhouding met hom kan wees. Dis om die eenheid met Jesus te ervaar, te beleef. Dit is om hom regtig te ken, by hom te wees, deur gebed en die aanhoor en die lees van sy woord en na hom te kyk, om lief te hê. Dit is eet. Geloof gaan verder in die nagmaal. Soos ons 'n paar weke terug gesien het, die woord gee geloof, werk geloof, die sakramente versterk geloof. So dit geloof gaan verder in die nagmaal. Die nagmaal roep ons om nie net in Christus te glo nie, maar
om in te neem, gevoed te word met hom, om te eet, gemeenskap met hom te hê, omdat ons eenheid met hom het in die geloof. Dit doen daarom dieselfde as geloof, maar dit is daarbey ook die genieting van wie Jesus is in sy volle persoon en werk. Dis om vreugde te vind in hom. Dus Engels kan ook wees treasuring. Nou Jesus sê hierdie Johannes 6 voor die instelling van die nagmaal, en weer eens, dit gaan daarom nie oor die nagmaal self nie, maar later as Jesus dan in die nagmaal instel, dan vat hy die brood en hy sê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En met daardie woorde vir sy disippels, wys hy terug na wat hy gesê het hier in Johannes 6. Dit wat julle nou gaan doen, as julle die brood vat en eet, moet julle doen wat ek vir julle gesê het in Johannes 6. Eet my. Maar dit is meer ook net as 'n herinnering, dat hy die brood van die lewe is. Hy wil ons deur hierdie eet verseker van sy goeie en volkome verlossing. Hy voed ons met hierdie sigbare tekens, brood en wyn, met die evangelie wat ons ontvang met die mond van die geloof deur sy gees. Ek hap vir Christus en ek geniet hom in al sy weldade. Ons het nie net gemeenskap met die gees van Christus wat teenwoordig is by die nagmaal nie. Die brood en die wyn word Jesus se liggaam en bloed genoem. En ons het gemeenskap met die liggaam en bloed van Jesus. Beteken nie Jesus is met sy liggaam daar nie, maar dat ons deur die Gees meer en meer verenig word met Jesus se liggaam in die hemel, soos ons bely, word al hoe meer een met hom wat daar in die hemel is. Jesus gee ons 'n teken dat ons liggaam voed, sodat ons kan verstaan, ons word met hom gevoed, soos wat ons lywe gevoed word, met kos en drank. Geloof moet dit aangryp, al verstaan ons dit nie heeltemal nie. Die lewe wat Jesus in sy liggaam het en gee, word vir ons uitgestort as ons hom eet, in gemeenskap met hom is. En dit word vir ons in die nagmaal betuig en verseël. So nee, die nagmaal is dis nie net 'n herinneringsmaal nie. Jesus voed ons met homself as hy saam met die teken die versekering gee dat hy regtig brood en drank is. Ons het waarlik lewe in hom. En hy gee vir jou die brood van die lewe wat jy in die geloof moet aanneem. Hy gee vir jou homself. En in die brood en die wyn word Jesus se liggaam en bloed waarlik vir gelowiges verseker. Sy liggaam en bloed. Ek is een met hom in sy liggaam en bloed. As ek daai brood vat en ek eet dit, ek word een met my, en ek drink daai wyn, word een met my. Ek's een met Jesus in liggaam. Met ander woorde, sy liggaam is vir my gebreek. Sy bloed het vir my gevloei. Daarvan word ek verseker in die nagmaal. Hy is die kos van die ewige lewe. Daarom moet ons elke keer as ons nagmaal gebruik, word ons opgeroep om ons harte op te hef na Christus, soos die formulier sê. Op te hef na Christus wat in die hemele is. Dink aan Christus. Nie trek hom af dat hy hier by ons is en in die brood en die wyn hom kan eet nie. Dink aan Christus. Ons moet aan hom dink soos wat sy dood verkondig word. Soos wat ons dit tot sy gedagtenis doen.
Ons is in hierdie gemeenskap met hom weer verseker, weer geroep om sy liggaam te neem, hom te eet tot ewige lewe, hom te vat en al die voordele wat saamgaan, hom te erken as ons enigste verlosser en saligmaker, hom te erken en te bely en aan te neem as ons enigste skulddraer wat in ons plek geoffer is, ons enigste reiniger met sy bloed, ons enigste heiligmaker met sy liggaam, ons enigste verheerliker deur sy gees wat ons aan hom bind. En in daardie teken en seël versterk hy ons dat ons kan groei in genade. Elke keer as ons vir Christus sien, hom aanskou en hom eet, sodat ons kan groei in heiligheid. Dis die enigste manier, anders is ons besig met moralisme. Ons kyk vir Christus weer en weer en weer. En omdat ons hierdie gemeenskap met Jesus se liggaam in die nagmaal deur die geloof, deur die Gees ontvang, roep die nagmaal ons ook dan om gemeenskap met mekaar te hê. En dit is hier by mekaar, op 'n plek, in tyd en ruimte, by mekaar. Ons word weer gewys en versterk, ons is een liggaam met Christus, een fisiese liggaam. En daarom moet ons met mekaar in eenheid saamlewe. Ons moet mekaar regtig lief hê. Ons kan sê hierdie is 'n indirekte teken of 'n kenmerk van die ware kerk. 'n Ware kerk gebruik die sakramente reg, en as ons die nagmaal reg gebruik, gaan ons werklik in die nagmaal groei in gemeenskap met mekaar. Gemeenskap van die heiliges. Want hierdie ou vir wie ek die beker aangee, kom met dieselfde gemors as ek, en kyk, hy vat dit, hy drink ook. Dieselfde bloed wat vir my gevloei het, het vir hom ook gevloei. En hy sê daarmee, ek drink vir Jesus. Hy neem Jesus aan as sy enigste verlosser, en hy wil by Jesus wees vir ewig, en daarom kan ek met hom praat. Nie net oor die koue weer in die rugby nie, maar oor sy hele lewe. Oor sy hele lewe wat verander het, want hy het lewe. Wat nou gevang is deur Christus, om net vir hom te lewe. Ek kan vir hom omgee, en ek kan saam kuier, koffie drink, deel in vreugde en hartseer, want ons is een in Christus. Nie te veel maak van die tekens nie, ons moet nie te min maak van die versekering nie. Die nagmaal is beide 'n teken en 'n seël. En die Here wil hê ons moet seker wees van sy werk. Ons Vader wil hê ons moet weet ons is sy kinders. En daarom gee hy vir ons hierdie sakrament van versekering. Hy wil hê ons moet gemeenskap met hom geniet. Want hy wil hê ons moet vir Jesus eet. En daarom stel hy die nagmaal in om te gebruik en te vier totdat hy kom.